Koppelteken Kuns, 'n potgooi waar ons gesels met 'n wye verskeidenheid van kreatiewe mense. Ons verken hulle prosesse, stories en die realiteit van 'n lewenswandel in kuns en kreatiwiteit. Ek is Marisa de Tooy. Ek is Lyn Smits en ons koppel die proses met die kunstenaar in 'n lekker gesprek, gemaklike gesprek met ons eie mense. Hier is ons gesprek met Nadine Hansen. Goeiemôre Lyn, goeiemôre Nadine. Welkom hier by Koppelteken Kuns. Goeiemôre julle. Môre, dankie dat ek hier kan wees. Dit is lekker. Ons praat vanoggend met Nadine Hansen in Stilbaai. Sy gaan vir ons nou 'n bietjie meer vertel oor hoe sy daar geland het. Maar voor ons verder gaan, vir die wat luister en ook dalk 'n bietjie tyd het om te kyk, julle kan net Nadine Hansen met 'n E op die einde intik, artist Stilbaai, en dan kom daar allerhande sites waarop julle kan tik en na kuns kyk terwyl julle met ons terwyl julle na ons luister. So Nadine, ek gaan sommer dan wegval. Jy is 'n voltydse kunstenaar en 'n galery eienaar in Stilbaai. Ons het met jou mede-galeris Ingrid gesels verlede keer en ons is baie opgewonde om met jou te praat en te hoor hoe jy werk en hoe jy daarop uitgekom het en ja, al daai goeters. So ja, vertel ons, hoe lank is jy al daar en van waar af is jy en hoe het jy daar geland en waar werk jy elke dag? Vertel ons van jou kuns. Weet jy, Lyn, ons het Stilbaai getrek toe ek baie klein was. So ek was ek dink ek was 7 jaar oud. So graad 1, graad 2 skool begin in Stilbaai. By Laerskool Bertie Barnard en ja, en my ouers was my ma het toe nou in Stilbaai administratiewe werk gedoen en my pa was in die polisie. So ons was so tipe huishouding en my pa het op 'n stadium ook dis nou hoe ek uitgekom het by die kuns deel van my lewe is by my kunsjuffrou 'n klagte gaan besoek by die werk en gesien sy skilder, so het hy sommer daai koneksie vir my gemaak in Stilbaai. Ja. Dit moes aansienlik kleiner gewees het as nou. O, baie kleiner, ja. Vertel ons bietjie van jou agtergrond en jou opleiding, toe jy nou ontdek het dat jy nou eintlik baie belangstel in die kunste. Wat is het jy enige formele opleiding of hoe het jou paadjie begin? So dit het nou toevallig toe nou daar begin, my pa by Dorothy Schmidt, wat 'n plaaslike kunstenaar was. Sy het ek het dan nou klas begin loop by haar éventueel, want ek het altyd geteken en geverf. En toe het ek basies my hele laerskool tydperk, so van graad 2 tot graad 7, elke Woensdag vir 3 ure gaan skilder saam met haar en verskeie kunstenaars van Stilbaai. So dit was vir my 'n baie goeie opleiding in al die mediums. Ek het by haar elke kunsmedium geleer en van begin tot einde. Ek dink ek het 'n jaar geteken, net met potlood en houtskool geteken en toe waterverf en later akriel en olie en sagte pastelle. So dit was so my formele opleiding sou ek sê, want dit was baie gestruktureerd. Ja, en lank, wat vir my goed was. Ja. Dis 'n leeftyd, ja. Dit is eintlik. Ek was so bevoorreg om dit te kon hê. Want toe ek ouer word toe, is dit net daar. En ek kan gryp na enige medium toe op die ou einde, omdat ek dit nou baie goed verstaan. Ja. Ek sê altyd vir almal, dit gaan oor 'n so groot deel, 80% van skep of wat ook al, as jy dit goed en gemaklik kan doen, is eintlik selfvertroue met die medium. Dit is eintlik die grootste deel daarvan. As dit almal sê, jy laat dit so maklik lyk, dan dink ek nee, dit is net rarig baie lank met dieselfde ding en speel en allerhande goeters met een ding doen. En ja, ek dink dis daai jou
jou mastery of van die materiaal. Jy hoe sal jy jou kuns vir mense verduidelik as jy moet sê as jou elevator pitch? Dit is 'n goeie vraag. Dis maar lank wat mense sukkel om daarby uit te kom dat jy kan woorde gee aan wat jy doen. Maar ek sê my praktyk verskil geweldig van portrette met konseptuele goed by. So ek sal byvoorbeeld natuurelemente inbring om iets te probeer kommunikeer, om betekenis te gee aan waar die persoon in hulle binnewêreld is op die oomblik. So ek noem dit nou maar konseptuele portrette. Ek weet nie, dis maar wat by my opkom. Ja, so dis wat ek daai deel sou noem, maar ek verf verskillende tipes werk. So ek sal portrette doen met konsepte of selfs plante verf of so daar's verskillende reekse werk, sal ek sê. Wat sou jy sê is vir jou, want jy verweef die natuur en die mens baie, wat is daai koneksie vir jou? Ek dink ek het ons het van die Kaap af verhuis Stilbaai toe en daai deel van my lewe was baie was baie hoe sal ons sê binneshuis. Dit was nie 'n vreeslike ons het nooit gaan stap nie of in die natuur nie. So dis 'n ander leefstyl en toe ons Stilbaai toe getrek het, toe skielik het ek 'n vryheid. My ma het sy wou ons net 'n sekere tyd by die huis hê in die dag en verder kon ons doen net wat ons wou. So hier kon ek nou gaan verken buite. So ek sou sê dit is 'n baie groot deel van wat in my werk ingaan. Okay. So dis hoe die twee nou maar bymekaar gekom het, van die natuur. Ek nou alweer die vraag vergeet. Ek raak heeltemal verlore in my storie. Jy het uitgekom by die antwoord. Okay. Jy gebruik baie uiteenlopende mediums. Vertel ons 'n bietjie, wat is jou gunsteling materiale om mee te werk of medium om mee te werk en hoekom? Ja, sjoe. Dis 'n baie lekker vraag, want ons het nou gepraat oor die verskillende mediums wat ek geleer het om te gebruik. En dan kan ek ook sê verskillende goed trek my na verskillende mediums toe, wat ook lekker is. Hoe wil ek kommunikeer? Ek kan kies, wil ek skilder, wil ek teken, en dan trek ek ook graag uit die natuur uit elemente. So ek sal byvoorbeeld 'n blaar gebruik of 'n spesimen wat ek gekry het 'n tydjie gelede en gedroog het. So als raak vir my kunsmateriale op die einde van die dag. En die keuse daarvan is hoe ek wil kommunikeer en wat ek wil sê. Maar as my eerste keuse is seker olie op doek. Ja. Het jy ook soos Ingrid 'n baie spesifieke olieverf wat jy gebruik? Het jy daai morals and values? Ja, ek het Michael Harding deur Ingrid leer gebruik, so mal daaroor. Maar ek het van alles. Ek gebruik my vleesbeginpunt is 'n Dala verf. Of ek hou van Dala as 'n min pigment, olie en dan weer Winsor & Newton, so dit gaan ek het van alles, ja. Ek snap nie. En jy kyk, sy het hom vasgestel vir ons en toe gaan kyk ek na die prys, dink ek, okay, goed. Ja. Ja, ek wil myself nie eers so bedaard met sulke grand verf nie, want dan gaan ek nooit weer wil teruggaan nie, en dit gaan vir my baie moeilik wees, want ek wil baie kan mors en nie so puntenerig of synig of bang of wat ook al wees nie, maar ja, nee, daar is maar 'n groot verskil in goeie verf, maar ja, ek wil nie ander mense afskrik en sê, jy weet, ek wil hulle ook nie eers sê dat dit is regtig goed en dat weerhou dit hulle van speel nie. En jy maak baie werk. As ek net ek het gekyk na al jou goeders gister en oor die naweek en Ingrid het ook beamoen jy is 'n workaholic. Jy is die woord prolific. En dit is, julle moet 'n galery ook volhou. Dit is 'n groot ding.
en nog aan ander goeders deelneem en 'n mens het ekstra kliënte. So hoe volhou jy jou kreatiwiteit en hoe kry jy nuwe idees? Hoe hanteer jy creative blocks? Ek sit op die oomblik met 'n creative block. En ek was altyd die een wat sê nee, jy sit op jou al en jy werk, jy gaan net aan. Maar ek is nou ek so en struikelblokke nie net in jou kreatiwiteit nie, maar ook in jou persoonlike lewe, want dit is mos nou maar nou verweef. Hoe oorkom jy dit? Want jy kan nie eintlik net sit en sê okay nee, ek kan nou nie meer nie. Want jy moet aanhou produseer. So eerstens ek dink ek volstaan by die ding dat inspiration finds me working. So een skildery, lei na 'n volgende skildery en die idee van die een lê al klaar iewers in die werk waarin jy nou werk is die volgende skildery al. Ek weet net altyd waarheen ek op pad is. So daar's altyd 'n volgende werk. Creative blocks is vir my interessant. Ek kry nie creative blocks nie, want ek weet wat ek gaan doen. Ek is seker wanneer ek werk. Daar's nie vir my areas in my werk waar ek nie weet wat ek gaan doen nie. En dit is 'n groot verskil, want ek weet baie kunstenaars werk spontaan. Ek werk gestruktureerd. As ek 'n gesig teken, maak ek seker my tekening is gemap en ek weet waarheen ek gaan met wat. So daar's nie baie ruimte vir my om verlore te raak terwyl ek werk nie. En die een ding wat ek wel weet, en creative block lê vir my, ek kan nie noodwendig aan kunskompetisies deelneem nie. Dis nie vir my maklik nie. So dan daar kry ek creative block. Ek kan skielik nie werk nie. Dis asof die druk daai te veel. So ek doen dit nie aan myself nie. Ek wil so graag aan die Portrait Award deelneem, maar ek weet net, jy weet, dit gaan nie vir my 'n positiewe ervaring wees nie. So ek weet ek moet dit eintlik vermy. Ek moet net kuns maak en dit wat ek nou leef oordra, dit is vir my belangrik. My kreatiwiteit floreer daar en dit werk net in moeilike omstandighede noodwendig nie, Ja, so half in die oomblik bly. So ek dink ook, dit val my mooi in by die volgende vraag. Voel jy dat jou werk saam met jou groei, met ander woorde? Want as jy sê jou een werk vloei in die volgende ene, vloei in die volgende ene, en jy het nooit 'n stop van dit is half net, voel jy dat jy ook dan half organies saam met dit gegroei het en jou styl dan ook half evolve saam met dit, of hoe dink jy, hoe dink jy het jy gegroei as kunstenaar van waar jy begin het tot waar jy nou is? Ja, ek vind my direkte omgewing het 'n groot impak gehad. Ek het ook byvoorbeeld altyd gefokus op tegniek en die elemente van kuns mooi saam te bring. Die kleur moet reg wees, al daai. So al die tegniese aspekte van 'n skildery was vir my baie belangrik. Totdat ek het 'n punt bereik waar ek iets wou sê graag. So ek wou nie net 'n representational werk nie, ek wou graag iets meer sê. En dit is ook in 'n tyd wat ek dink ek het my man ontmoet, ek het getrou. Ek basies is nou ook 'n reservaatvrou, so daai deel van my lewe is ook ingeweef in my werk en soos dit gebeur het. So ja, absoluut. Ons is ons werk en ons wie ons word en wie ons is deel van die werk, nie, ek kan dit sien. So die oomblik toe die natuur in my lewe intree, toe vlieg die voeltjies in en toe skielik is die pleintjies daar en ja, die omgewing en waar mens is as mens is definitief deel van jou werk, is 'n groot deel. Ja, dis jy het soos jy nou gesê het, jy het getrou, so jy het 'n gesin en 'n man en jy is 'n besigheidseienaar en julle besigheid het nou weer gegroei. Hoe balanseer jy die rolle? En julle gaan nou ook julle studio's by die ramery maak. So het jy 'n vaste roetine,
verander hy oor die tyd? Hoe pas jy alles in? Ja, dit is baie, die moderne samelewing is al klaar baie vir ons om te juggle, met kinders in die skool en met, om by alles uit te kom in 'n dag. En ja, essentially is galery en ramery nou 2 besighede. En ons het dit besef die oomblik toe ons dit split en ons staan in die nuwe perseel en ons dink, o, aarde, nou En ons die 2 plekke. Ons is net 2. So wat gaan ons maak? So ja, daai deel dit het so vinnig gegroei dat ek en Ingrid ons vang nog op. Ons doen wat ons moet doen en ons weet dis nou soveel meer maar dit is wat ons moet doen. Ons kon nie anders nie en ons is baie gelukkig met daai keuse. Roetine is baie belangrik. Daai skedule moet bestuur word. Ek moet beplan. En as iets verander, it takes a village, jy weet, met my seun is in die skool, so as iets by die skool verander in die oggend, moet ek baie vinnig begin reël hoe ek dit gaan maak gebeur, of en om nog tyd in die studio te spandeer, saam met, jy weet, ander goed kan baie vinnig prioriteit neem, so ja, ek moet maar beplan en wat ek nie deur die dag klaar kry nie, sal ek in die aand wanneer almal nou rustig hulle dingetjie doen, dan is ek maar in die studio besig om my skilderwerk met beligting af te handel. So ek werk hard en ek werk baie, maar ek geniet dit ook. Ek is gelukkig om so deur die lewe te gaan. Ja. En dit is 'n groot voorreg. Hoe oud is jou seun? Hy's nou 10 jaar oud, word 11 hierdie jaar. Goed trop. Aktiwiteite raak meer. Is daar 'n skool nou in Stilbaai? Dis nou 'n dom vraag. Ek was so vinnig. Daar's 'n laerskool in Stilbaai en dan in Riversdal is Oakdale en Hoërskool Langehoven. So die kinders gaan maar met die bus skool toe of in die koshuis. Okay. Wat gaan julle kies? Koshuis? Seker. Ek en my man was altyd in die koshuis. So ons is vrou. Ja, dit is lekker. Hoorie so, hoe balanseer jy wat die mark in belang gaan stel, wat die populêre ding is, wat mense van hou, met wat jy as kunstenaar wil skep? Dink jy daar's 'n behoefte vir mense om iets te hê wat populêr is en skep jy iets wat jy dink mense nou gaan wil hê, of bly jy net waar aan dit wat jy in glo? Want dis 'n baie moeilike balans, want op die einde van die dag wil 'n mens tog 'n inkomste inbring. Alhoewel ek voel dit moenie altyd die oorheersende faktor wees vir 'n kunstenaar om te skep nie. En ek dink dit is hoekom vrouens gewoonlik die kunstenaar in die familie is. Ek dink in die minderheid is dit die mans, want hulle is gewoonlik die broodwinners en mense is nie noodwendig 'n broodwinner as jy 'n kunstenaar is nie. Alhoewel dit is glad nie, dis nie die norm nie, jy weet. So hoe vind jy, wat verkies jy? Verkies jy om waar te bly in jouself of iets te skep wat populêr is? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Ek dink ek skep meeste van die tyd dit wat ek wil. Ek doen net wat ek wil. So ek maak werk wat ek graag wil maak, jy weet, mens beplan oor tyd ook waar in jou pad is met werk, soort van, soos jy kan. Maar ek dink, as ons nou praat oor trends in kuns, ek wonder, ek dink die enigste ding wat ek regtig probeer byhou is 'n raamtrend. Dit is vir my nogal so 'n ding. Maar ja, ek dink ek probeer altyd maar ekskuus. Nee, ek sê dit is nogal iets. Dit was interessant dat jy dit nou gesê het. Ja, en dan ek dink ek is okay om nuwe goed te probeer, om trends te probeer en te kyk waar dit vir my uitkom. Ek dink mens altyd jou eie spin daarop sit as daar iets is, ja. Ja, die ding is net vir my ook, ek weet nie, dis 'n baie moeilike ding eintlik, want 'n mens wil tydloos wees. Jy wil klassiek bly. Jy wil iets wees wat relevant is vir nou en vir môre en
jy weet, vir die toekoms, maar jy wil ook ietsie hê wat die kyker nou gaan mee resonate. Ekskuus, ek kan nou nie die lekker Afrikaanse woord onthou nie, maar jy weet, jy wil hê iemand moet nou daarvan hou, maar jy wil ook hê dit moenie net tydgebonde wees en oor 'n jaar gaan hulle dink, dis nou nie meer vir my so nice nie. So ek dink dit is nogal 'n relevante vraag. Ek struikel, ek sukkel met dit soms, jy weet, nie dat ek regtig meer goed skep vir huise of vir ander mense behalwe nou kinderboeke nie, maar ja, so ek dink dit is 'n moeilike balans om te handhaaf. Ja, dis moeilik as jy weet as jy 'n uitstalling gehad en jy sien, joeg, al die portrette het verkoop of al die portrette van vrouens het verkoop. Wat is daai ding wat as jy dink 'n mens moet ek 'n bietjie meer daarop fokus, gaan ek nou weer 'n bietjie doen. Dis baie moeilik om jouself te weerhou daarvan om nie dit is moeilik en dan raak dit so half geforseer. Jy weet mense wil nie daar wees nie. Ja. En jy weet mense sien dit so vinnig. Hoe bemark jy jou werk? Jy het nou afgesien van die galery. Dit was een van die groot platforms wat jy vir julleself en vir ander geskep het. Wat speel julle online bemarking? Ek weet dit julle het 'n goeie julle het goeie verkope online op online en jou sosiale media, ek sien jou Instagram is lekker is goed geupdate. Ek laat dit vreeslik na. Maar hoe benader jy dit en hoeveel tyd spandeer jy daaraan? Hoe pas jy dit in? Jammer vir al die baie, dis kanon vra. Ja, sosiale media is definitief dis seker al wat ek doen op die oomblik. Is om net en ek benader dit liewers uit die oogpunt van om die werk om te praat oor die werk, om die storie te vertel van waar skildery vandaan kom of te wys hoe die werk gemaak word. Ek neem nie vreeslik video's op en sulke dinge nie, maar so nou en dan maak ek 'n reel. Ekskuus, wat sê jy? Ja, ek is nie een van daai kunstenaars wat heeltyd 'n reel kan maak en praat daarop en so nie. My blad gaan net oor my werk. So dit is my baie lekker om daar net 'n bietjie agtergrond te gee oor nie elke werkie, maar oor van die werk en hoe hulle bestaan. En dan, ek dink kunsgalerye was nog so deur my loopbaan tot nou, ook maar baie goeie bemarking. Dis lekker vir my om in galerye uit te stal. Die ervarings wat mense kan hê daar. So daai was nog altyd vir my 'n goeie bemarking. Ja. En dit val vir my mooi in by ons volgende vraag, want wat het jy geleer nou as 'n galery eienaar? Want nou het jy beide baadjies aan, jy weet, jy staan aan beide kante. So wat het jy geleer as eienaar van 'n galery en wat is jou ervaring oor kunstenaars en die kunsmark? Gee dit vir jou 'n ander dimensie? Hoe dit jou beïnvloed, want jy kan nou meer gevoel hê met die kunstenaar as 'n galery eienaar, maar dis darem maar moeilik want party kunstenaars kan net so onredelik wees. Ja. Ja, daar is 'n dimensie wat bykom vir my. Dis interessant hoe ek leer baie oor die verhouding wat kunstenaars het met kunsgalerye. Dit is vir my 'n absolute dis 'n vennootskap tussen my en 'n galery nog altyd gewees. Ek doen helfte, die galery doen helfte. Dit is ook so weerspieël in die kommissie wat ons afgee. Dit is vir my hoe die verhouding moet wees. Maar kunstenaars het nie altyd die begrip daarvoor nie of wil dit nie so sien nie. Dit is 'n interessante van hierdie verskillende oogpunte af. So ek leer maar dit. Dit is 'n verhouding wat ons bou met ons kunstenaars. So daai is soms moeilik, veral vir met kunstenaars wat nie die verhouding verstaan nie. So daar is die struikelblokkies, maar ja, oor die algemeen leer ek leer baie. Ek leer van verskillende kunstenaars en dan ook die feit dat almal nie hoef dieselfde ons praat oor trends en so en as iets nuuts opkom,
Dis so lekker. Ons gryp hulle. Ons gryp daai kunstenaar wat daai ding doen en ons jy weet ons sit hulle bymekaar en ons werk saam. So daai deel van galery eienaarskap is ook baie lekker. Ja. Die kuratorskap basies. Yes. Ja, julle het 'n verskriklike mooi galery met 'n baie spesifieke styl en identiteit en dit is so absolute weerspieëling van jou en Ingrid se werk. En 'n bietjie voelers uitsteek, maar dis 'n baie spesifieke dimensie en ek dink dit is iets waarmee mense baie goed kan assosieer. Veral vrouens, maar tog nie net vrouens nie, maar dis 'n ethereal, ek kry nooit 'n lekker Afrikaanse woord vir ethereal nie, maar julle albei se werk is ethereal en ek dink dit is dit wat julle na mekaar toe aangetrek het. So dit's regtig 'n goeie match gewees. The ethereal match. Ons gaan, dit is nou juist dit. So hoe dink jy het dit gebeur? Ek nou eintlik en hoe kies julle die kuns wat julle uitstal? Ek dink as ons die galery het sy eie identiteit en dit het gebeur oor tyd. Ek dink ek en Ingrid het albei 'n baie sterk terapie agtergrond en 'n liefde vir vrouens. Ingrid is 'n girls girl, so sy trek die vrouens bymekaar. En ek dink kleur is vir my baie belangrik. Ek is so sensitief vir kleur. En as ons praat van visuele kommunikasie is daai, jy weet hoeveel kleur mense gebruik dit is ook 'n kommunikasiemiddel. So ek dink baie keer die temas by die galery is eteries en sag soos jy sê, en kommunikeer ligter konsepte. So ons huidige uitstalling se titel is A Happy Place. So as iets swaar gebeur, dan kyk ons kyk net rondom dit en ons praat oor die mooi goed wat ons sien. Ons het albei baie vroeg besluit, ons gaan nie konfronteer. Ons wil nie graag konfronteer in die galery nie. Mense kom soek definitief 'n rustigheid by ons. En dit is nou wat ons vir hulle gee oor tyd. Het ons besef, die kleure is sag, die konsepte is mooi en lekker om oor te gesels. So dit het die identiteit geword van die galery. Ja. Maar ek dink dit het 'n groot, ek dink wie julle twee is en hoe julle werk het definitief speel 'n groot rol. So met dit gesê, wat is jou lekkerste en grootste uitdaging van galeris speel? Ek dink die lekkerste is natuurlik om kunstenaars te betaal. Dis vir my altyd lekker. Ons baie lekker. Nee. En dan die moeilikste is waarskynlik die rejection. So om nie vir almal ja te kan sê nie. Omdat ons 'n baie sterk brand het by die galery en ons kopers, ons weet waarvan ons kopers hou eintlik. En nie alle werks stem ooreen met dit nie. So eerder as om vir 'n kunstenaar te probeer in 'n rigting ons wil dit nooit doen nie. Ons wil nooit 'n kunstenaar beïnvloed nie. So dan om liewer te sê ons wag en ons kyk tot daar iets is wat vir ons werk of daai deel is vir my baie moeilik. Ek wil net vir almal sê ja, kom wys jou werk. Kom ons praat daaroor, maar ek kan nie. Ja, dis die moeilikste. Ja. So hoe voel jy oor mense wat jou wat noem hulle dit, cold call? Ambushing and cold call. Ja, dis baie moeilik. Ek probeer altyd vir mense verduidelik in die galery om vir my daar's 'n rede hoekom ons vra vir 'n e-pos. Ons vra altyd vir 'n e-pos met 3 foto's en dan sosiale media links, sodat ons bietjie kan gaan kyk na die loopbaan en so. Mense verstaan nie as jy in 'n galery my approach en vir my op jou foon jou 20 skilderye wil wys, dat die kliënt wat agter jou staan ongelukkig nie kan wag tot ons klaar gepraat het nie. Ek kan nie daai tipe, en om in die galery daai tipe gesprekke te hê is baie baie moeilik.
Ons wil praat oor die werk en as iemand inloop wil ek nie hê die persoon moet uitloop sonder dat ek gesê ten minste hallo, baie welkom nie. En dit is baie keer wat daai as kunstenaars jou in die galery approach, is dit gebeur dit. Mens skep jou kliënt af en jy praat nie oor die werk nie. Ja. So dis sleg. Ja. En die mens weet hoeveel moed daai persoon eintlik bymekaar geskraap het. Of baie keer is hulle nie so sensitief daaroor nie. Hulle wil dit net doen, maar om daai vir hulle dan, as jy hulle dan sê, hoor jy sê, mens weet hoe dit voel. So dit is so, dit is 'n baie moeilike situasie en mense kom net nie verby dit nie. Dit hou net aan gebeur. Dis swaar. Ja, waar werk jy tans en wat is jou toekomsplanne? Op die oomblik ons werk ons baie gestruktureerd daar by die galery met ons volgende uitstalling ons is nou in die submission fase. So dan na dit is ons volgende uitstalling Looking Up. So ek werk daaraan en dan kamers wat vir ons wat volgende kom en dan ons Desember uitstalling. En dan dink ek is daar 'n beeld. Ek wil 'n beeld wat moet uit wat nog nie heeltemal gevorm is nie, maar daarmee wil ek graag begin. En ja, net lekker skilder. Lekker. En jy het 'n drukpers gekry, ek wil dit net sê. Ek kan dit sien in jou werk. En ons het dit gehoor. Ons is baie opgewonde vir julle. Ons ook, wanneer ons éventueel by hom gaan uitkom. Sien ons ook uit, ja. So watse kunstenaars vind jy inspirasie by, internasionaal en local? Wie sal jy sê is vir jou 'n groot inspirasie? So ek hou plaaslik baie van Hanien Conradie. Ek weet nie heeltemal waar sy van af is nie. En dan toe ek geswat het Zanele Moholi, Mary Sebande, daai twee. En ja, almal, Laurel Holmes, Ingrid Smit, Lyn Smarts, Marisa de Tooy, ek kyk vir almal. Ja, ek smaak baie lief vir kuns, so ek kan nie eens almal noem vir wie ek lief is nie. Ja. Dit is vir ons lekker om vir mense of vir kunstenaars te vra, ook om vir ons luisteraars aan hulle nuwe kunstenaars voor te stel, dat hulle gaan opkyk en sien wie dit is en nuwe mense leer ken. Ja, maar is altyd interessant. Ja, self weet mense nie altyd van al hierdie mense nie. Ja, op die oomblik Amy Wright, so daar's so sy het so abstrakte aanslag. Dis baie lekker om te kyk. Amy Wright, internasionale kunstenaar. Okay. Is dit Wright met 'n W? Met 'n W. Yes. Gaan definitief bietjie gaan kyk. Ja, daar's eintlik te veel en ek dink ook sosiale media het dit so toeganklik gemaak vir mense om van baie kunstenaars te weet. Vroeger jare het mense net geweet van die ou meesters. En nou met sosiale media, ek meen elke week is daar 'n nuwe persoon op my feed wat aanbeveel word vir en dan ja. rabbit hole. Ja. Ja, ons vra vir almal waarna luister julle. Dit is vir my terwyl julle werk, luister na spesifieke goeders en goeders waarna ons ook dalk kan luister en is dit kanale en jy 'n boek wat jy kan voorstel. Dit hoef nie noodwendig 'n kunsboek te wees nie, maar vertel ons. Okay, ek luister graag. Ek en Ingrid albei eintlik na audiobooks wanneer ons skilder. So ons het nou vir The Covenant of Water deurgewerk. Ek het dit nog nooit gelees nie. Dan Elizabeth Gilbert, Big Magic. Dit is baie lekker vir kunstenaars om te lees. Of te luister en dan All the Way to the River, het ek ook onlangs klaar gemaak. En dan ek luister enige ding, Oprah podcast, enige, ja. Ek en Lyn het onlangs het ons The Secret World of Roald Dahl. Ek weet nie of jy weet wie dit is nie, 'n skrywer. Ongelooflik. Dis ja, maar
definitief nie vir kinders nie, definitief nie vir klein oortjies nie. Hy het definitief nie 'n baie voorbeeldige lewe gelei nie. Maar ek het gedog hy is net hierdie oulike kinderboekskrywer gewees en toe nou nie. Ja, dit was 'n ongelooflike riveting reeks. Ek Riveting. gaan definitief kyk daarna. Ja. Ja. Dankie. Op hierdie Dis hierdie links jaar, stuur. dit is hierdie jaar gemaak gewees, geproduseer. Dis eintlik in die vorm van 'n podcast ook en en ek dink is hoeveel episodes, 14, 15 episodes. En mens kan dit nogal op enige platform kry en dit luister. So ja, Ja. baie Definitief interessant. kyk. Ja. Ja. Okay. Maar ons wil vir jou sê baie dankie. Ja. vir jou tyd. Dis kosbaar, ons weet dit is. En om dit af te staan, want dit is nie net die tydjie wat ons gesels nie, dis vir die tyd kyk na die vrae en ja, so ons waardeer dit verskriklik baie. En ons hou jou dop. Ek's mal oor jou werk en ek dink jy is ongelooflik talentvol en ja, ek is jammer. Ek voel nou meer skuldig as ooit dat ek nie op die vraag van die WhatsApp groepie wie gaan deel wees van die uitstalling gejuig of genei het nie. Want in my hart wil ek verskriklik graag, maar Ja, tyd. logies weet ek net daar is nie tyd vir my nou nie, maar en elke keer dan sê ek vir Ingrid, sit my asseblief weer terug op die groepie want ek wil asseblief deel wees, maar ja, elke keer dan sit dit leerstelling vir myself want lewe is net baie besig. Maar ja. Dit is, ons verstaan dit. Ja, jou tyd sal kom. Ja. Ja, mens het tyd. Mens kry uit ander tye en ander seisoene in jou lewe. Ek Wat nou dit dan klaar met nou my is. projek, so ek gaan dalk net Ja, tyd dit is kry. baie verlig. Baie verlig. 6 maande aan 'n boek, julle, Wow. dit se rof gewees. Ja. Dit gaan my lig. Nadine, dankie vir jou tyd. Ons gaan weer met jou en Ingrid saam gesels oor die galery. Dit is want daar's baie lekker stories rondom dit en weer eens ook om vir mense te leer waar dit gaan en julle ook blootstelling te gee want dit is 'n lieflike galery wat mense nie moet mis nie. En al kan hulle nie in Stilbaai kom nie, het julle baie mooi katalogiste wat julle uitstuur en julle sosiale media is baie accessible. So ons sal baie graag dit wil doen. So dankie vir jou tyd en sterkte met jou seun en ag ja, sommer net alles in jou loopbaan en kamers en fabriek en ramery en alles. Baie dankie. Ag, dit was nou regtig lekker vir my saam met julle. Ek waardeer Ja. die tyd saam met julle. Dankie. Dankie. Baie dankie. Mooi dag vir jou. Vir julle ook. Dankie. Bye-bye. Baie Bye. Goeiemôre Lyn, goeiemôre Nadine. Welkom hier by Koppelteken Kuns. Goeiemôre, dis eintlik eers Lyn. Ja, maar sy sit in Ja, slaap. ek laaste. Sorry. Nee, ek het nie keer wat ek dit nou sê. Kom ons begin weer, wag. Okay. Alright, ek het kyk 13:32. Okay, ek gaan dit net neerskryf hierso dat ek net van daar af edit. Lyn, jy's tweede. Okay, sorry. Ek dink ek's laaste. Nee.